Goeiedag, liewe luisteraar, dis Dominee Kenneth hier. Ons is in 'n wonderlike en geseënde tyd saam met mekaar in die boek van Romeine. En hoofstuk 2 lê vandag vir ons in afwagting. Lees gerus deur hoofstuk 2 en Paulus wil veral daar vir die Jode kom aantree oor hulle geloof, maar 'n valse stuk geloof. En dit lê in die geloofsekerheid in die wet en nie in die wetgewer nie. Met ander woorde, dis 'n geloofsisteem in die letter van die wet, maar verstaan nie wat die gees van die wet bedoel nie. En ek dink so baie keer wil lê die vertroue op die uiterlike. Ons doen mos die regte dinge en op die regte manier, maar of mens nou regtig met God in 'n verhouding is miskien 'n bietjie van 'n vraagteken. En op 'n diep manier kom wys hy ook skynheiligheid uit. Dat daar baie keer 'n diep skynheiligheid is wanneer mens dink die andere is so verlore en tog sien jy nie jou eie verlorendheid nie. Ek dink net maar aan die Jode wat geskree het, kruisig hom, en dan is dit nou die einste Jode wat hulle eie Messias kruisig. Dit is 'n blindheid, 'n geestelike blindheid om dinge te sien vir wat dit werklik is. En kom ons bid in hierdie dag dat die Here ook vir ons sal help om so te lewe, dat sy naam ter ere gestrek word. Here, ons God, U is God en U is goed. En Here, wanneer ons hierdie dag by mekaar is, dan wil ons sê, Here, aan U kom toe die lof, die eer en die danksegging. Here, as ons bid in hierdie dag, ons is so maklik om onsself te verontskuldig. Ons dink altyd aan ander mense en ander mense se sondes, want dit is diep ongemaklik om gekonfronteer te word met ons eie verlorendheid en ons eie sondigheid. En tog weet ons, Heilige God, hoe nader ons aan U beweeg, hoe dieper raak ons besef van hoe onheilig ons is. Ek dink aan Jesaja wat uitroep, wanneer hy in U teenwoordigheid is, wee my. So my God, mag ons nie vandag hooghartig voor U wees. Mag ons nie beter weterig wees. Mag ons nie meer van onsself dink en neerkyk op ander nie. So wil ek bid, Here, dat U vir ons sal help. Dat ons werklik waar, soos hoofstuk 2 vir ons leer in vers 4, dat ons tot bekering sal kom. Tot 'n diepe inkeer, 'n terugkeer na U, 'n verlange na U. En dat ons geloof werklik waar geplaas mag wees in die persoon van God, deur ons Here Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees. En nie op 'n stelsel nie op 'n geloofsisteem nie, maar juis op 'n persoon. Ons wil bid, Here, dat ons nie hardkoppig sal wees nie. Ons wil bid, Here, dat ons nie 'n onbekeerlike hart het nie. Ons bid U, Here, dat ons nie besig is om U toorn uit te tart nie, maar dat ons werklik waar met 'n nederige hart voor U mag verskyn, in totale ootmoed. Mag ons onsself neerwerp voor U, mag ons harte skeur voor U, en nie net ons klere nie. Mag ons werklik waar tot inkeer kom om te sê, wees U eerste in ons lewens. Mag ons berouvol wees dat U nie altyd ons God is, en ons U nie altyd aanbid, want Here, baie keer versamel ons maar afgode, en of dit nou kinders is, en of dit nou geld is, en of dit nou ons besige lewenstyl is, en of dit ons vertroue in geldelike sisteme is, of van die politici, oralster om ons is afgodery. En daarom wil ons juis die afgodery in ons aan die kaak stel. En daarom wil ons vir U vra, Here, ook in ons, help vir ons om 'n rein hart voor U te mag hê. Here, hierdie skrif maan ons om nie net hoorders te wees nie, maar ook doeners. Mag ons, Here, nie net 1000 preke hoor nie, maar werklik waar dit lewe waartoe U ons geroep het. Dit is so maklik om te luister na 'n boodskap. Dit is so maklik, Here, om eenvoudig agteroor te sit en onveranderd daaruit te stap. Baie keer het ons net 'n sentimentele gevoel van, dit was mooi. Maar niks verander nie, niks word beter nie, niks word meer heilig nie.
En dis hoekom ons in hierdie dag bevestig, Here, kla ons gewete aan. Mag ons gewete ons aankla, Here, sodat, Here, U naam nie onder die heidene nasies belaster word nie. Sodat U naam nie in oneer gebring mag word, omdat ons nie waardig daarvan lewe, van die naam wat ons dra, die naam van Christus. Help vir ons, Here, om onberisplik voor U te wees, getrou aan U tot aan die dood toe. Here, in ons gewete wil ek bid, dat U vir ons sal help om te groei in ons geloof. Want ons weet wat ware geloof is, Here. Ware geloof is nie die besnydenis aan die liggaam nie, maar die besnydenis van ons hart. Wanneer ons 'n wil het om God te dien, 'n wil het in 'n diep begeerte, om te doen wat vir U goed is en aanneemlik en mooi is, en edel en prysenswaardig. Mag ons mense wees wat lewe met ons harte, gerig na God. Gee vir ons 'n nuwe hart, gee vir ons harte wat klop vir U, en vir U heilige evangelie. En mag ons leer om elke dag te sterf in Uself, sodat ons nooit, Here, skynheilig mag wees, dat ons nooit 'n dubbele lewe mag lei, maar dat ons net vir U en vir U alleen mag lewe. Dit bid ons in U heilige naam. Amen.